ek het 'n voorreg, dat 'n groot voorreg vanoggend, dit is dat Almien saam met gepraat. Almien is my vrou, en ek het een vrou, en ek love haar. Een is genoeg. Maar toe sy in my lewe ingestap het, was dit seker die een van die amazingste goed. Ek was 'n leraar by Lewende Woord, en sy het hierdie dag ingestap, kan ek maar 'n bietjie te vertel. So toe's ek daar bedoenig in my kantoor, en besig om jou normale dag tot dag leraarspligte te doen, en so, en sy stap in, en een van ons mede-leraars toe, Marno, sê ek vir hom, sê vir my, wie's hierdie meisie? Ja, ek ken haar baie goed, Toe sê ek, volgende vraag, wie is haar ouers? Toe sê ek, die. Toe sê ek net, onthou net dit, ek het nie krag vir probleemkinders. Ek wil nie 'n beradingsgeval trou nie. Wie weet wat ek van praat. Ek wil nie 'n probleemkind hê nie. Jy weet, ek is te besig vir probleemkinders. Ek doen genoeg berading, ek moet nog 'n vrou ook beraad nie. So weet my. So, wat toe gebeur het, is ek het 'n bietjie navorsing gedoen, en ek het toe gesien, ja, hierdie girl is 'n legend. Sy kom uit 'n familie uit, wat haar pa en haar ma is, hulle is mense van die gemeenskap, ongelooflike ouers. Ek kom uit 'n bietjie van 'n snaakse agtergrond uit, ek kom maar 'n bietjie uit 'n bietjie van 'n gebroke agtergrond uit, maar Almien, is dit nie navolging? Almien, sy die perfekte persoon. En trust me, kyk na die ou langs en sê, jy kan hierdie ou vertrou, hy is 'n pastoor. Maar, so wat er gebeur het, is dat ek het toe vir die Here gesê, Here, hierdie is my vroukie. Ek het nooit geglo in dating nie, ek het nooit 'n vrou enigiemand gedate nie. Ek het net gesê, Here, die dag gaan U vir my 'n vrou stuur, en ek weet van jong ouderdom het ek ervaring gehad met die Here, en wat die Here vir my gesê het, die dag van die vrou in jou lewe instap, dis sal jou vrou wees, en julle sal seuns hê, en jou eerste seun se naam sal Emil wees. En dit is so dit gebeur, toe Almien in my lewe ingestel, en is dit nou nie 'n oulike dingetjie. Ek weet nie wat soek hy nie, maar Ek soek 'n baan nie. Maar julle, wat ons eintlik graag wil sê is dat, miskien moet jy ook 'n paar gevleelde woorde spreek. ek dink ek en Steven het regtig net ook 'n passie om uit ons eie lewe eg te wees. So, om hier te staan en te praat oor goed, en is nie in ons eie lewe die pad wat ons stap nie, maak geen verskil nie. So, miskien is dit my en Steven se unieke styl, dat ons nie noodwendig net die teologie vir julle gee nie, maar regtig uit ons eie lewe kan sê, weet jy wat, dis die foute wat ons gemaak het, dis die goed wat ons agterkom het gewerk het, veral as dit oor konflik gaan. Ek dink die konflikgesprek het begin by beradings wat ons begin sien het, dis 'n patroon. Almal wat voor ons sit, stry oor dieselfde goed. Kom nie uit die stryery uit nie. Raak nie toegerus om oplossings te kry om deur goed te werk nie. So die konflikgesprek het aan begin, en waar ek en Steven vandaan gekom het, ek onthou ons eerste konflik op witte brood. Op ons witte brood. Kan jy glo? Baie romanties. Ek en Steven in die Kaap witte brood gehou, en ons het so tussen die wynplase deurgery, ons het die eerste wynplaas gedoen, en dan ons het die tweede wynplaas gedoen. Toe sê Almien, dis nou genoeg. Maar toe hierdie man by die derde wynplaas wil stop, toe sê ek van, weet jy wat, you've seen them once, you've seen them all. Ek is nie 'n wynplaas ou nie, so weet jy, daar is in die Kaap baie ander wat ons ook kan doen. En my man is steeds ongelukkig, en ek is ongelukkig, en daar het ons eerste konflik in die kar voor 'n wynplaas. Voor 'n heilige wynplaas. Voor 'n heilige wynplaas. Vinnig kom ek en Steven toe agter, hoe hy na dinge kyk en hoe ek na dinge kyk, is toe nou nie dieselfde nie. Oomblik, daar's my navorsing toe nou in een oomblik Baie duidelik. Volmaak en duidelik. Maar dis nie te laat. Dis nie te laat. Baie sies.
wat Steven se agtergrond hom geleer het oor konflik en wat my agtergrond my geleer het oor konflik, het ons baie vinnig agtergekom, is nie dieselfde nie. En dis dalk waar ons wil begin om te sê, weet jy wat, daai besef is al klaar 'n stap in die regte rigting. Om te besef, weet jy wat, my manier is nie noodwendig die regte manier nie, my manier is nie die enigste manier nie. So die manier hoe my ouers konflik uitgesorteer het, is een manier. Die manier hoe Steven se ouers konflik uitgesorteer het, is 'n ander manier. So waarmee het ons ingestap? Ons het met ons agtergronde ingestap in die verhouding en gesê, weet jy wat, dit is my manier en dis hoe dit gaan werk. En toe werk dit nie so nie. Daar is daai ontnigtering. Kyk, ek het gehuil, ek het gisterand gelag en vertel, toe Steven die eerste keer in 'n konfliksituasie sy stem vir my lig. Toe bars ek uit in trane. Toe sê ek vir hom, hy moenie op my skree nie. 'n Man skree nie op 'n vrou nie. Sê hy skree nie, hy sê net. Hy sê net vir my iets. En ek huil, en hy sê vir my, hou op huil, trane manipuleer my glad nie. Kyk, toe huil ek eers. Toe huil ek eers. Nou, as jy daar misverstaan Sy sê, ek het met 'n monster gedrink. Daar dink ek my naam Jy glo, ek is nie 'n monster. En trane in my lewe is nie manipulasie nie, maar Steven het groot geword uit 'n huisgesin waar sy ma met baie trane gemanipuleer het. So daar is 'n magdom goed wat elke een van ons in enige verhouding, dis nie net in huwelike nie. Ek weet nie van julle nie, maar konflik is ongelukkig onvermydelik in enige verhouding. Werksverhouding, vriendskappe, as jy en jou vriendin nog nie 'n konflik gehad het nie, dan wil ek vir jou goeie nuus gee, dis op pad. Julle gaan op 'n stadium oor iets verskil. So verskille is deel van ons lewe en ek vind baie van ons kinders van die Here vermy konflik. Ons dink Christene moet net aangaan. Jy moet jou kop net draai en net nie weer praat daaroor nie. Jy ignoreer net die issue en jy gaan net aan. En die Here het in my Steven se hart 'n passie gesit om regtig mense 'n skiel te gee en te sê, weet jy wat, moenie bang wees om 'n ding te konfronteer nie. Daar's 'n mooi manier om dit te doen en daar's 'n lelike manier. Kies die mooi manier om te doen. Dit is baie belangrik om te weet dat niemand van ons wil in konflik wees nie. Nie een van ons staan in die oggend op en sê, vandag gaan ek my vrou gas. Jy word nie so wakker nie. Ons almal is vredelievend. Ons almal soek vrede. Ons almal wil die vrede najaag, soos wat die woord sê, né? Maar ook, ons almal weet dat ons almal kom uit verskillende agtergronde. Dan kom jy na die Here toe en jy sê, Here, ek gee my lewe vir U en die mooi ding, ek lê my lewe neer en ek wil doen wat die woord vir my sê. En omdat ons almal weet wat is die realiteit. Die woord sê en ons die mannerismes, ons agtergronde. En daai konflik begin al daar, die dag wanneer ek die Here aanneem. Die konflik wat jou vlees het met jou gees. Die konflik wat jou vlees het met waarheid. Die konstante konflik wat ons in is. Elkeen van ons is daar mee betrokke. Maar, en julle weet ook, ek onthou as 'n jong seun en ek het altyd gesien hoe my pa kar ry en ek het gefantaseer hoe ek hierdie kar ry. Man, ek kon die kar perfek ry. Daar was nie 'n beter bestuurder as ek. Totdat ek vir my pa sê, gee vir my die kar, laat ek kom net bietjie vorentoe trek. En hy gee die sleutel vir my en ek het hierdie idee. Ek klim in my kar en ek start hom en ek trek weg. Toe ek wegtrek, ek sê, dis stom. En ek dacht, ek weet mos, ek kan ry. En ek trek weer weg, daar vrek ek weer. Sien, die ding is dat, miskien in jou kop, kan jy konflik uitsorteer, maar in die werklikheid weet jy glad nie hoe nie. En ons wil graag vandag deur 'n paar prosesse deurgaan, om jou te help, om jou sleutel te gee, hoe om konflik te hanteer. Ek en Ametjie gaan leer 'n paar dinge. Ons gaan kyk na die patroon van konflik, ons gaan 'n bietjie kyk na die oorsprong van konflik, ons gaan kyk na die styl van konflik en natuurlik wat is die oplossing vir konflik. So, miskien liefie as jy kan begin met die patroon van konflik.
interessant in ons lewe moet ons 'n patroon raak sien. Nou, ek weet nie of dit in Jacques huis ook so is nie, maar Nee, die gebeur nie pastoor grootste konflikte wat ons gehad het was voor kerk. Tussen die huis en die kerk raak altyd. Dis nou wanneer ek op my heiligste is. Ek gaan nou 'n diens hou. Ek gaan nou 'n dinamiese, geesgedrewe, die salwing van die Here gaan daar wees. Wat gebeur? Sy haar kop pak uit. Dis die tyd wat ek gewoonlik gekies het om ontstel te raak oor dinge. So interessant in my Steven se lewe moes ons die patroon raak sien, want dit het nader aan agtergekom, maar weet jy, hier gebeur dit weer en hier gebeur hy weer en hier gebeur hy weer. En dis die eerste sleutel wat ek glo wat die Here jou gee. Dis jy het kyk na die patroon voor ons op vakansie gaan. Weet jy van julle nie? Maar voor ons op vakansie gaan is die meeste spanning en die meeste konflik. Ons stry oor alles. Ons stry oor wat moet ingepak word. Ons stry oor dis asof ons vir daai eerste 5 ure in die kar op pad see toe, op pad waant ons op pad is, werk ons nog mekaar se gaal. En dan begin ons weer alright voel. Dan is ons reg. Gebeur met die ouens in Pretoria. Ek weet nie of dit in Nelspruit ook gebeur nie, maar in Pretoria is dit 'n patroon wat ons raak sien. So as jy die patroon raak sien, wil ek amper vir jou sê, het jy ook weer 'n stapie nader gegee, want nou sien jy die konflik kom. So, voordat ons op vakansie gaan, ons was nou so rukkie terug hier verby, julle Mosambiek toe, en ek het geweet, ek is nie lus vir konflik nie, ons gaan nie dit weer so doen nie. En ek het lank voor die tyd seker goed begin doen. Nie gelos vir die laaste nippertjie nie goed vir die laaste minuut gelos nie. En ek moet sê ons was beter. Die grens was nog steeds baie konflik, maar die grens dink ek is vir almal 'n slegte belewenis, maar ek bedoel ek het dadelik geweet as ek nie iets gaan doen nie, gaan ons koppe net weer stamp. Dis simpel goed. Dis nie groot goed nie, klein goedjies. Maar dis daai klein goedjies wat die heeltyd 'n haakplek veroorsaak. Of jy het 'n besigheid. En jou spanning is oor budgets. Jou personeel altyd. Jy wil aan die einde van die dag hê dat dinge net daar is. Miskien sit jy met spanning oor 'n lening wat nie goedgekeur is nie. Miskien is jy in 'n situasie wat jy sê ek kry nie 'n lening nie. Maar ek is pappa, ek is die man, is die versorger. Ek wil graag hê dit moet goed gaan. So jy dra daai spanning met die doel want jy wil gesien word as I'm the man. Dames, jy moet weet, die ou wat langs jou sit, wil 'n hero wees. He needs to be the hero. Dis hoe manne is. Ek weet pa van die vrou sê, wat? Ek wil vir jou sê, ja, die ou wat langs jou is, wil voel soos 'n hero. En wanneer jy hom nie 'n hero laat voel nie, dan voel hy soos 'n zero. En dis daar wanneer die moeilikheid kom, en dis daar wanneer die goedjies by die koppie uit begin raas, né? Ek sê altyd, nou net een ding, dames, dis sommer geen ekstra kostes nie. Vrouens wil nie respekteer word nie. Vrouens wil liefgehê word. Want wanneer hulle liefgehê is, dan voel hulle respek. Manne verstaan nie wat liefde is nie. Skus, dames. Om jou man te oesie go doen, ag, dis lekker op sekere tye. Maar dis nie dit wat die ding doen vir 'n man. 'n Man verstaan nie liefde nie. 'n Man verstaan respek. En wanneer jy 'n man respek toon, dan verstaan hy liefde. Dis dan. So as jy hier ry en 'n trok kry voor jou, hy's daar, jy stop, vrou, moenie jy sê, jou onnosele, weet nie waar jy gebore is, diep seer. Jy het ons semi-amper laat verongeluk. Want dan gaan hy heel moontlik 'n liefdeloosheid pleeg. En vir jou sê, weet wat, ek is nie meer lief vir jou. En dan gaan jy sê, jy's 'n monster. Wat ek daar vir jou wil aanmoedig, dat wanneer jou man so iets doen, sê die teenoorgestelde, dankie, jy het bestuursvergif. Want as dit nie was vir jou kundigheid, het was ons nie in haar trok nie, weet wat gaan daai man gebeur?
Waar gaan saam wees? Maar hier's 'n paar vrouens wat perform wat Ek wil net vir jou sê. Ek is so bly ek is met jou getroud, want jy is die mees seksieste mens wat ek ken. So met my. En ek love jou en ek sal jou altyd beskerm, Scotty. Just stick with me. Superman. So wat ek wil sê, elke man wil 'n hero wees. Sê saam my, elke man wil 'n hero wees. Die hero sit reg langs jou. Jy sien dit net hier aan. Wanneer jy dit aanspreek, gaan jy sien iets gaan gebeur. Maar vrese vir konflik veroorsaak ook dat dit regtig 'n bietjie die man se kop kan 'n bietjie deurmekaar maak. Vrou se kop ook. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Almetjie, lees jy Spreuke 15:1? Spreuke 15:1 sê sagte woord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Op elke plek is die oog van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. En sagtheid van die tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreeking in die gees. Spreuke 26 vers 22 sê, die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye. En dit gly af na die kamers van die binneste. Spreuke 13 vers 2 sê, van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie. Maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld. Wie sy mond bewaak, sê saam my, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. 'n prater. Kom ons wees nie net praters nie, maar kom ons wees mense wat deurdenkte woorde spreek en nie onwyse uitsprake maak teenoor mekaar nie. Wat ek wel wil sê, wat baie belangrik is, die oorsprong van konflik is regtig niks anderste behalwe 'n gebrek van insig. Wat sê jy? Ja, baie keer besef ek nie waar kom Steven vandaan nie, so ek verstaan my wêreld, verstaan nie sy wêreld nie. So ek het geen insig in sy perspektief nie. Nou baie keer in 'n konfliksituasie wil jy dit nie hoor nie, maar die beste manier is jou mond te hou, in sy skoene te staan en te sê, goed, laat ek probeer verstaan. As ek ten minste net probeer hoor waar jy vandaan kom, het ek al klaar 'n stukkie van sy prentjie en is die konflik dalk nie so erg soos wat ek gedink het nie. So ek as vrou het geleer, my kind net my mond hou en sê, ja, okay liefie, verduidelik my waar kom jy vandaan. En as ek hoor waar hy vandaan kom, dan verstaan ek baie keer die misverstand. Ek verstaan. Hoekom sê hy so en ek sê dit, maar ons mis mekaar. Die lyne kruis nie so lekker nie. So gebrek aan insig in my persepsie. My persepsie moet ek baie keer meer lê. My persepsie, as Steven sy stem lig, is hy's 'n monster en dit is die einde van ons verhouding. Hier's groot moeilikheid. Steven se persepsie of sy bedoeling met 'n stem lig was nooit sleg nie. Dis sy manier van praat. Hy het 'n baie sterker stem as ek, met 'n baie sagter stem. Toe ek agterkom my man is nie 'n monster nie. Steven het nog nooit skade bedoel teenoor my nie. Is daar iets in my hart wat sag word teenoor hom? Dadelik. Haal ek 'n klip uit my hart uit en sê, okay, Steven bedoel nie sleg nie. Ja. En persepsies. Dit wat ek dink, wat ander dink, is gewoonlik 100% verkeerd. Ons het 'n persepsie. Vanaand, wanneer jy 7 jaar, 8, 10, 12, 14, 15 jaar getroud is, dan raak dit gevaarlik. Want nou begin jy net gesigsuitdrukkings kyk en dan begin jy te kommunikeer met gesigsuitdrukkings. Jy kyk net, nou weet jy al die antwoord. Maar dit is nie waar nie. Dan is dit weer ou patrone wat jy moet afleer, wat jy nie kan kommunikeer met 'n gesigsuitdrukkings nie. Ja, maar jy sê dit, ek het niks gesê. Kyk hoe
Ek like jy. Sien, liefie, my honey, my sugar bar chocolate, ek dink aan ander goed, ek dink nie nou aan hierdie nie. O, sê jy vir my, jy dink nie meer aan my nie. So, ek wil vir jou sê, onthou die een, persepsies is 'n gevaarlike ding. Persepsie word geskep deur jou kinderjare. Ek kom uit 'n huis uit waar deur egskeiding is. So in ander woorde, natuurlik iemand wat deur egskeiding is, die gevaarlike ding van 'n egskeiding is die tweede keer sê net ek kan dit weer doen. Ek het dit al vir gedoen, so ek doen dit net weer. Dis soos toe ek my eerste kar verloor het. Hulle my eerste kar is hulle dink ek het 'n donasie gegee, maar dit was nie, hulle het opgevang. En die tweede keer toe ek weer uitkom en my kar is weer weg, die volgende jaar gekoop het, dis die volgende is weg. Toe sê ek, okay, hy weg. En dis wat gebeur met egskeidings. Ag, sê net nie, verloor nie, ek sal dit. Wat toe gebeur het? Dus ek en Almien nou hier en ons het 'n konflik. Wat dink jy, wat is my persepsie? Sy gaan my los. Want sy is kwaad vir my. Ek wil haar nie verloor nie. So nou wil ek nie praat met haar. Ek wil nie konflik hê nie. Ek vermy konflik, want as sy konflik het met my, beteken dit is gelyk aan 'n egskeiding. So die gevolg is Almien is so kwaad vir my. Ek is want ek weet jy, ek is voor die aangesig van die Here en sê, Here, asseblief my vrou verloor, ek het my vrou verloor. Want dit is 'n persepsie. So wat toe gebeur het, ek kom na haar toe, en ek moes die vrees oorwin. Ek kom na Almien toe. Ek was quite liberated. Ek kom na haar toe. Ek sê vir haar, liefie, wil jy my los? Toe sê sy vir my, ag, moenie belaglik wees nie. En toe sy dit sê, want sy is nog kwaad vir my. Toe sê ek, dankie, ek gee haar soen. Ek sê sterkte, ek gaan mende doen. Toe weet ek, my vrou gaan my nie los nie. En vriende, ek wil vir jou so sê, jy het nodig om iets vas te maak in jou huwelik. Nooit ooit nie, sê nooit ooit nie. Nooit ooit nie. Het jy gesprekke van, ek gaan jou los, ek gaan jou skei, daar's altyd visse in die see. Nooit nie. Wanneer nie? Nooit nie. Jy sê nooit vir jou vrou, weet jy wat, ek sien nie lief vir jou. Dit is ongevraagd en jy sê dit nooit ooit nie. Vloek, nie jou vrou nie, maar jy kan dit doen, maar jy sê nooit vir jou vrou, ek sê nie lief vir jou. Ek dink ons beskryf. Dit is die grootste agterdeur krisis wat jou nooit 'n konflik situasie gaan hê. Want konflik is nie sleg, konflik is actually baie goed. En toe ek daai ding oorwin, ek weet vandag, Almien, ag sy wil nie meer so kwaad vir my nou, soos wat sy in die verlede kwaad gemaak het. Maar indien ek droog maak of reg nou bietjie Gebeur baie min, maar as dit gebeur, is dit nie so wat ek voel Almien is kwaad vir my, sy gaan my los nie. Sy gaan my skei nie. Julle, dit is vir my persepsie wat ek bevryding moes van kry. En dit was amazing. Miskien jy prof aan. Ja, ek wil die style Stel. Die style van konflik, een persoon veg, so jy klim in, jy sit die handskoene aan en jy is reg om 'n paar houe te gee. 'n Ander persoon vlug, stilstype, goeie voorbeeld, hardloop weg, gaan sit onder 'n boom, wil nie praat nie. En die derde styl is vries. Jy kry mense wat net, jy doen niks gebeur nie. Jy probeer praat maar niks kom uit nie, absolute vries aksie. In my en Steven se lewe het ons twee verskillende style. So ons eerste konflik, toe begin Steven net praat. Maar kyk, hy praat my dood. Jy dink vrouens het 50.000 woorde,
in 'n konflik het Steven 15,000 woorde wat hy ergens gaan uithaal. En sy manier om die konflik op te los is kom ons praat daaroor. En nie wanneer nie, nou. Ons gaan nou daaroor praat. My styl van konflik is ek onttrek en ek verwerk die konflik na binne toe, kry hom agter mekaar in my kop, dan kom ek terug en ek sê punt 1, punt 2, punt 3 en is opgelos. Nou kan jy die resep sien. Steven is hier agterna en hy wil net praat en ek sê los my net uit, ek wil net Ek beleef dit dink as daaroor. stilstype. Ek moet nie stilstaan met my en toe gooi ek 'n bom. Hy gooi 'n reaksie, gooi nog 'n bom. En hy soek 'n reaksie en ek gee nie 'n reaksie nie. Maar toe hy die derde bom gooi, toe gee ek 'n reaksie. En dis dit nie mooi nie. Nou interessant, as jou styl van konflik veg is en jou maat se styl is vlug, wil ek jou baie mooi vra. Gee mekaar die spasie. Ek wil Steven spasie gee om te sê ek verstaan, hy wil praat. En ek verstaan, ek kan nie 4 ure vat nie, dit is te lank vir hom. Dit is net te ver. Ek maak hom dood. Dit is vir hom net too much. Hy kan nie vir 4 ure met daai storm hier binne in hom dood nie. Hy moes leer, hy kan nie my vra om dit nou uit te sorteer nie. Hy moet my net so 'n bietjie spasie gee. So my stil spasie moes korter word en sy praat spasie moes langer word. Hy moes homself net 'n bietjie kans gee. En iets eenvoudig soos dit het in my en Steven se lewe totaal ander uitkoms. Dadelik, verstaan ons mekaar. Ek kan half Steven net so kyk en hom sê, liefie, ek wil praat daaroor, maar ek gaan definitief nie nou daaroor. Dit is ek wil heeltemal. En dan kan hy raad wees daarmee. Hy moet my kans gee. Ek het net 'n manier om hom hier te verwerk, hy het 'n manier om hom hier te verwerk. En met wie wil hy hom verwerk? Met die een met wie hy konflik het. So hy praat hom uit. Hy eintlik en dan voel hy baie beter. Nou hy so baie gepraat en dan voel hy eintlik dis nou klaar. En ek voel glad nie dis opgelos nie, want in my kop het hy nog nie uitgewerk. Ons kyk 'n bietjie na die bestanddele van konflik. Ja. Ek dink wat jou stemtoon verander. Hè? 'n Paar van ons dink jou beheer jy moet begin skreeu beteken jy kry die punt hoor. Né? Dis wat mense doen. Mense dink ek gaan harder begin praat en jy luister nooit nie. Dan dink jy nou gooi ek 'n punt hoor. Jy veroorsaak nie 'n punt nie. Jy veroorsaak net emosies. En emosie by mekaar is soos vuur. En jy kan niks doen. Daar's 'n groot verskil tussen om te sê ek is nou ontstel. Of as jy sê ek is nou moeilik vir jou. Want as jy dis baie belangrik om rasioneel te kyk wanneer kom by konflik en nie emosioneel. Haal die emosies heeltemal uit. En natuurlik, ons het 'n bietjie, ek het miskien 'n bietjie Duits se bloed in my en 'n bietjie Europeër en ek is 'n bietjie van menging. So ons is ook passievolle individue, né? Ons is passievol en ons wil vir mense vertel. So jy stap uit die gebou uit en dan weet jy ek het nog 'n punt, kom ons slaan die weer toe, dan weet almal. Dis nou kwaad. Papa miskien klim in die kar, dan stoet jy 'n nuwe sportskar en jy gooi hom tot in 8000 reis eers en dan trek jy weg en dan doen jy 'n handbrake turn down vir om te wys, kyk ek's nou kwaad. Dan kyk dit. Jou stemtoon, jou Lyfstaal. As ek en Steven 'n konflik het en ek is die hele tyd handjies gevou, draai my kop na die ander kant toe, kommunikeer ek eintlik aan hom, ek is glad nie oop om nou te hoor wat jy sê. So baie keer moet ek en hy mekaar ook lees. Sê jy liefie, dat sien jy is nog nie reg om te praat net, jy nog 'n bietjie tyd nodig. gesigsuitdrukkings. Wat is rol? Ek kan 'n paar keer as ek en Steven 'n konflik is, my oë rol op 'n sekere manier of my gesigsuitdrukking op so 'n manier maak dat ek eintlik petrol op die konflik gooi, dat ek die konflik aanvuur. So hoe ons maak, hoe ons lyk, ons praat, ons stemtoon, is alles 'n resep. En dis 'n bestanddeel wat jy kan bygooi. Bietjie meer lelike stemtoon, konflik. Bietjie meer gesigsuitdrukking, irritasie op jou gesig, 'n resepie wat die konflik gaan vlam. En ek wil glo
Die Here sit in elke een van ons die sleutel. Hy het 'n manier om konflik op te los. En sy manier is eintlik 'n baie eenvoudige manier. Dit is nie so moeilik nie. Ons wil dit baie moeiliker maak. Dis hierdie. Leer om konflik reg te bestuur. Nommer 1. Dink voor jy praat. Dink voor jy doen. Wees ingestel op mekaar se gevoelens. Nou die een ding, dat wanneer jy met daai individu praat, die persoon is lief vir jou. Dis hoekom sy met jou getroud is. Haar intensie is nie om skade te doen. En dieselfde manier met jou geliefde moet verstaan ook, dat jou intensie is nie om skade te doen. Jy albei het een goeie doel. As jy lief is vir jou man, jou intensie is nie om hom te na te kom. Jou intensie is nie om jou vrou te na te kom. Maar wanneer daar konflik is, dan dink ons my man wil my nek aftrek. Dit is nie waar. Onthou dit. Wees sensitief vir mekaar. Ek het 'n dag in 'n diens gesit net voor ons huweliksseminar aangebied het en terwyl ek daar sit, hoor ek hoe die Here vir my sê, luister om te verstaan, nie luister om te reageer nie. En in 'n konfliksituasie is dit presies wat ons doen. Ek luister en ek kry al my argumente mooi agter mekaar terwyl jy praat. Is ek besig om dink, ja, op daai een gaan ek vir dit terug sê en ek gaan vir dit, ja. En wat gebeur? Ek luister nie om te verstaan wat die ander persoon vir my sê nie. En ek wil regtig vir jou sê, dit is daai sensitiwiteit, as jy met daai hart na 'n ander persoon luister in enige konfliksituasie en jy probeer ten minste verstaan, gaan die Here vir jou die insig gee om te sê, okay, liggie gaan aan, ek verstaan waar jy vandaan kom. Woordkeuses manne, so belangrik. Nee, jy irriteer die wit waks uit my uit, as jy dit doen. Maar wees wys. As ons kyk na die situasie, of ek besef, en ek verstaan die frustrasie wat jy beleef. Maar kan ek jou vra, kom ons kyk net na hierdie, kom ons kyk of ons 'n oplossing kan bring in hierdie. Herken die verskil, nommer 3, herken die verskil tussen normale en abnormale konflik. Wat is normale konflik? Normale konflik is, ons almal is individue, ons almal het verskillende persoonlikheidskarakter, ons almal het 'n verskillende manier van sien. Dit is normaal om 'n konflik te hê in die elke dag situasies wat gebeur in jou lewe. 'n Man wat bestuur, met verkeer, met trokke, hy gaan meer tyd voel. Ja, hy is meer ingestel want op die idee, hy wil die Here wees, ek wil my familie beskerm. Ek is ingestel in die verkeer. So my kinders skreeu agter en hulle is besig om te konflik te hou hier agter en weet, dis 'n bietjie wild. En ek draai om met die ingestel op die voertuig, kan julle net vir 'n oomblik stil bly? Almien haak en sê, is dit nou nodig om so te skreeu? Kan onmiddellik. Die intensie is nie sleg nie. Maar abnormale konflik is 'n voortdurende abnormale konflik wat elke keer sy kop uitsteek. As jy na 18 jaar se getroude lewe beklei oor die handdoek op die vloer, wil ek vir jou sê dis abnormaal. Erns moes daar in 18 jaar 'n punt gekom het wat julle 'n middeweg bereik het om te sê, weet jy wat, daai handdoek wat ek ophang aan die grond, moet ek ophou om op te hang. So of jy selfsugtig en dink dit aan jouself, of jy's hardkoppig en jy's nie bereid om te buig en die persoon in die middel te kry nie. So abnormale konflik is klein, simpel goedjies wat homself net die hele tyd herhaal. En jy kry nie 'n middeweg om mekaar in die middel te kry nie. En ons almal het sekere abnormale konflik wat nie normaal is nie. Dis nie normaal om oor 'n tandepasta proppie jou kop te verloor nie. Jy is, dan het jy die Here nodig met te help om te sê waaroor gaan dit eintlik, want dit gaan nie oor die tandepasta se proppie nie. Dit gaan oor iets groters. Iets anders in jou binneste word getrigger deur daai ding. Jy moet hanteer. Weet ons alweer praat van tandepasta proppies.
En, sy praat met hulle pas 'n proppies en handdoeke en so. Dis klein. Maar wie wanneer iemand so lank ken, en hy slaap, sy snor begin jou te freak. Hallo? Miskien is dit net die manier, klein mannerisme, sy neus maak hierdie dag. Dis klein goed, wat jy moet uitsorteer. Praat met die individu daaroor. Nie, weet jy wat, jy irriteer my wanneer jy dit doen. Maar liefie, ek wil net die beste hê vir jou. En dit is wat ek raak sien. Ek het miskien kom jy nie meer agter nie, maar ek wil beskerm dat iemand anders nie iets slegs praat van jou. Dat iemand anders nie uitsprake maak en dinge ding van jou wat nie die waarheid is nie. Daar's verskillende maniere hoe jy konflik kan hanteer. Onthou, moenie konflik onderdruk nie. Wanneer jy konflik onderdruk, is dit gewoonlik net 'n kwessie van tyd. Dis soos 'n tydbom. Jy dink nou ek doen die Christelike ding. Wees stil. Wees stil. Beteken nie stilstype nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Is net 'n kwessie van tyd, dan gaan daardie bom ontplof. So onthou net een ding, dit is altyd baie beter om konflik dadelik te hanteer, as dit jy wag tot op kookpunt is, en dan 'n deksel te verloor in die proses. Kom ons kyk 'n bietjie om afsluiting te hê, wat is die oplossing vir konflik? Hoe gaan ons dit oplos? Hoe gaan ons dit oplos? So, maak 'n paar notas hiervan in jou gedagtes, en dan gaan ons 'n bietjie kyk, wat ons kan doen, om wanneer julle, dan gaan ek en Almina net vir julle saam bid, ons gaan bid dat julle konflik kry. Ons gaan julle bid. Sien, duidelik sit die mense wat vrese het vir konflik. Jy moenie vrees hê vir konflik. Jy moet net weet hoe om dit te bestuur. En as jy leer om dit te bestuur, dan gaan jy nie vrees hê vir konflik nie. Dan gaan dit baie makliker wees. So, kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar punte. Eerstens dan sien, wees gewillig om te vergewe. Jy het nodig om 'n keuse te maak om te vergewe. Om vry te spreek, om te weet ons almal maak foute. Nie een van ons maak nie foute nie. Ons almal maak foute. Wees gewillig om te vergewe. Met ander woorde, praat met die betrokke individu, nie iemand anders doen. Dit is die oplossing van konflik nie. Dit veroorsaak 'n veldbrand. Moenie met skoonma gaan praat oor jou seun, met mamma gaan praat en skoonma, wat doen jy as jy skoonma mis? Jy herlaai en jy skiet weer. Maar praat met hulle gaan my nou weer praat met die betrokke persoon. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Ek het selfs 'n reël in ons organisasie, dat as jy 'n konflik het met 'n sekere persoon, en ek vang jou, dit met iemand anders bespreek, dan is jy die een wat uitgehaal word. En as jy 'n ontsteltenis in jou hart het met Jan, hoekom praat jy met Sari daaroor? En dit is presies wat ons doen. Selfs jou konflik met jou man, wat jy met jou vriendin bespreek, gaan dit nie oplos nie. Gaan dit nie regmaak nie. En wat ons doen is, ons wil eintlik net ons ore sis. So jy gaan praat met almal, behalwe met die een met wie jy die konflik het. En ek wil jou aanmoedig, praat met die een met wie jy die ontsteltenis het. En kry in jou hart amper die moed om te sê, ek moet konflik in die oë kyk en ek moet nie bang wees daarvoor nie. So om met die regte persoon te praat. Die volgende een is, hou op om verskonings uit te dink. Stap 2 is, nie as jy sal ek. Okay, as jy, dan sal ek. As jy met daai voorwaardes in 'n konflik inkom, ek vir jou sê, jy klaar verloor. Moenie verskonings maak met, ja, maar jy, doet ek. Ja, want as jy nie dit gedoen het, dan ek dit ook gedoen het. Kom net in en sê, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Al wat jy doen, ek is jammer, en is 'n nederige plek om te wees, om jouself te verneder en te sê, ek is jammer. Ek sê altyd, in ons huis, ons is 'n gewone huis. In ons huis lag ons baie. In ons huis
ons ook baie konflik het. Maar in ons huis het ons 'n reël en ons het 'n spel. Die spel is, wie kan eers sê hy is jammer? Dis ons spel vir die huis. Ons is baie maklik om te sê ons is jammer. Nie as jy skuldig is nie, partymal is jy onskuldig om nog steeds te sê ek is jammer. Want dit ontlont 'n ding om dit nie van al wat ek vir my vrou die hele tyd sê is jammer. En dis nie ek nie, dis eintlik sy. Maar weet jy, jaag die vrede na. Vra verskoning. Jou aksies en jou doen moet saam wees. Onthou jou gesigsuitdrukkings en jou woorde moet saamspeel. Ek vergeef jou uit my hart. Daai twee woorde en die gesigsuitdrukkings maak wat nie. Ek is nie kwaad vir jou nie. Nee, dit moet saamspeel. Ek is regtig. Ek is regtig nie kwaad vir jou. Ek is ongelukkig met my kwaad. Onthou, daar moet 'n verandering plaasvind. Vra om vergifnis. Sê ek is jammer vir waar ek gefouteer het. Kies jou tyd en jou plek reg. Maak seker. Moenie die konflik hê 5 minute voordat jy by die kerk instap nie. Dit gaan nie opgelos word nie. Dit is baie keer in my Steven se harte 'n gewilligheid om te sê, weet jy wat, nou moet ek die konflik eenkant sit. Ons gaan daaroor praat. En ek wil jou net mooi vra, praat asseblief dan daaroor. Moenie dan vergeet daarvan en dink dis nou weer opgelos nie. So baie keer as die tyd en die plek nie nou reg is nie, sit hom in die kas, maar kom by hom uit. So as ek en Steven as ek nou op pad is en die kinders moet skool toe gaan en dan breek 'n konflik uit 3 minute voor ons moet ry. Dis nou die tyd en die plek om dit te kan uitpraat nie. Maar liefie, ek is nie happy nie, maar ek sien jou later en praat ons daaroor. En as ons mekaar later sien en 'n koppie koffie saam drink, dan praat ons daaroor. So ek wil jou mooi vra, vrou, respekteer jou man se rutine ook. As hy op pad kantoor toe is nie nou die tyd om vuil wasgoed uit te hang nie. So daar's in jou hart moet daar bereidheid wees om te sê, weet jy wat, ek moet ook okay wees, om te sê ons gaan daaroor praat, ons gaan nie nou daaroor praat. Ek dink wat baie belangrik is en ek wil graag dit noem, is dat wanneer jy konflik is, moenie konflik doen vir jou vriende. Nooit nie vir jou familie nie. Moenie daar in 'n fight raak, betrokke raak met mekaar vir jou familie en vriende nie. Weet wat, jy moenie jou gesigsuitdrukkings laat uitwys vir jou man, jy is nou kwaad vir hom nie. Jy kan nog steeds sê die daai en na die tyd kan jy sê ek het dit nie goed gevat nie. Dit was nie vir my mooi gewees wat jy my afgebreek het vir my familie. Kom ons doen nie daai afbreek ding nie. Kies jou tyd reg. Kies die regte tyd, die regte oomblik, nie laat in die aand nie, as jy nie laat aand is nie, asseblief bly weg. Kies jou tyd reg, nader mekaar met liefde en baie genade, toon gesamentlike gebrokenheid. En by the way nog ietsie ekstra, geen ekstra kostes nie, moet nooit beklei op SMS, e-mail, WhatsApp, Twitter, Facebook of e-pos of voice notes nie. Nooit nie. You can never, you will always be held against you in a court of law. Jy beklei nie op SMS, WhatsApp, wat ook al nie, leer die prentjie. Volgende gedagte. Hy ken die absolute nee. Sê nooit vir jou vrou, jy's net jou ma nie. Jy sê nooit vir jou vrou, ja maar ek wens tog jy was soos Sari nie, want Sari is eintlik 'n baie oulike vrou. Daar's absolute nee. Sê nooit ek gaan jou los nie. En ek wil jou vra, gaan bepaal jou nee. Wat is goed wat vir jou 'n absolute nee is? En sê dit vir jou man, sê dit vir jou vrou. Hierdie goed is vir my 'n nee. En bly by julle nee. Moenie daar gaan nie. Ek en Steven het 'n paar afgedeure, gaan jou skei is een van hulle. Dis nie in ons taal nie. So skei is nie eers in ons lewe opsie nie, dis 'n agterdeur wat ons toegemaak het. So jou nee moet vir jou baie duidelik wees. Moet nooit jou geliefde verneder vir mense. Al is dit verkeerd. Moenie al sy vriende. Ek gehaat. As hulle eers mekaar afbreek, dan moet ons in die kar klim en weggaan. Dit is nie aanvaarbaar nie. Maak ons kyk 'n bietjie gou-gou. Hoe maak ons reg? Is ons klaar? Kom ons maak so. Miskien wil jy regmaak vandag. Wat jy kan doen, is dat jy kan net vorentoe vir gebed gaan voor die Here en sê, Here, ek vra U, help my om hierdie konflik te hanteer. So ek wil graag hê
dat ons nou ons oë gaan sluit. En miskien is daar situasies en konflik in jou lewe op hierdie oomblik. Ons bid saam. Vader, ek kom nou in die naam van die Here Jesus. En Here, U het hierdie geliefde vir my gegee. U het my kinders vir my gegee. U het my familie vir my gegee. My aangetroude familie. Ook as geskenk gegee. My werk, mense by die werk. Here, ek vra U vandag, dat soos ons dit herken vandag, die gees van konflik, wil ons ook vandag verantwoordelikheid neem, Here, om konflik te hanteer volgens U woord. En om dit op 'n woordelike of woordfundeerde waarhede deur te gaan. Ek vra Here dat U my sal vergewe en dat ek myself ook vergewe vir waar ek verkeerd opgetree het in die verlede. Here, ek kies vandag om enige leuns en persepsies van my geliefde te weerstaan. En ek kom en ek raas nou met elke twyfelgedagte wat ek het oor myself en oor my geliefdes, wat maak wat ek nie glo wat die waarheid is nie. En ek vra U vandag, Here, ek neem vandag die verantwoordelikheid vir myself, ek bely dit voor U, en ek verklaar vandag dat elke mag van onkundigheid oor my lewe gebreek word. Sê saam met my, ek kies om die waarheid te glo en nie die leuen nie. Ek gaan nie persepsies aanvaar nie. Ek gaan uitvind wat die waarheid is. En die waarheid gaan my vrymaak. Van hierdie oomblik af weerstaan ek die gees van vrees oor my lewe. Ek bestraf vrees, ek weerstaan vrees, en ek dryf dit uit my lewe uit, in Jesus naam. Nou gaan ek bid. Vader, ek kom en ek breek vrees oor individue se lewens vanoggend. Elke vorm van vrees en twyfelagtigheid, dat mense dink, ek is nie goed genoeg nie, of dat projeksies voor jou geplaas is, van kleins af, of in jou agtergrond. Ons breek daai mag vandag, en dat die woord van die Here vandag jou totaal vry maak. In Jesus naam. Die geliefde sê, Amen.